Kom ons bid saam. Dierbare Here, wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike stuk genade om hier in ons kerk op Koedeskop by mekaar te kan wees. Dankie dat U vir ons van vroegoggend reeds oorlaai het met goedheid en guns en U liefde en genade. Want Here, as dit nie vir U liefde en U genade was nie, dan was ons niks. Dan was daar van ons niks oor nie. Dan is ons nêrens heen op pad nie. Ons het vanoggend net 'n loflied, 'n danklied wat ons vir U kan bring. Genoeg sal ons nooit kan dankie sê nie. Dankie Here dat U, soos ons reeds genoem het, ook genesing bring, of dan net beterskap bring by mense wat nog steeds uiters siek is. Dankie dat U ook die versorgers en die meelopers en die helpers en die familielede, die wat langs die bed staan, dat U ook vir hulle ondersteun en vir hulle dra en aan die gang hou. Here, dankie dat U ook 'n pleister kom plak oor die harte, oor die seer harte van mense wat geliefde verloor het. Dankie Here dat ons so intens bewus kan wees van U teenwoordigheid. Ons vra Here dat U hierdie diens vanoggend aan elkeen van ons sal seën, waar ons gaan brood breek en waar ons 'n slukkie wyn of sap gaan gebruik. Vra ons dat U vir ons elkeen sal versterk op 'n baie besonderse en 'n baie unieke manier. Ons loof en ons prys U en ons bid in die naam van Christus Jesus ons Verlosser. Amen. Nou, ons het sopas die wonderlike voorreg gehad om te kon deel in die brood en die wyn en die herdenking van Jesus se dood. Maar nou moet ons vanmôre weer hier uitstap na die gewone lewe toe, na die gewone elke dag se dinge toe. En ja, daar gebeur elke dag dinge in elkeen van ons se lewens. En ons moet aangaan. Nou, Matteus 14, daarvan af vers 13 tot 21, verduidelik vir ons so 'n situasie van so 'n gewone dag wat verander het en skielik 'n heeltemal 'n besonderse dag geword het. Die voorafgaande gedeelte in Matteus 14 vertel vir ons hoe dat Johannes die Doper om die lewe gebring is. En hoe dat die disippels vir Jesus die slegte nuus gebring het, dat sy goeie vriend Johannes die Doper oorlede is. En dan vanaf vers 13 staan daar, toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan af in 'n boot vertrek, na 'n verlate plek, om op sy eie te wees. Maar die skare het dit te hore gekom, en hom te voet uit die dorpe gevolg. Toe hy uitklim uit die boot uit, het 'n groot skare hom gesien, en hy het hulle gesien, en hulle innig jammer gekry, en hulle siekes begin gesond maak.
Toe dit laat begin word, kom die disippels na hom toe en sê, die plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur die skare weg na die dorpies om vir hulle self te gaan kos koop. Maar Jesus het hulle geantwoord, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, ons het net 5 brode en 2 visse. Hy sê egter, bring dit hier vir my. Nadat hy die skare aangesê het om op gras te gaan sit, het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Hy het dit toe gebreek, vir die disippels gegee en die disippels weer vir die skare. Almal het geëet en versadig geword. Hulle het van die stukke wat oorgebly het, 12 mandjies vol opgetel. Afgesien van die vroue en die kindertjies, was daar ongeveer 5000 mans wat geëet het. Hierdie oorbekende skrifgedeelte met die oorbekende beskrywing van die vermeerdering van die brood en die visse is terselfdertyd 'n baie kragtige leergeleentheid en vir elkeen van ons weer by hernuwing vandag. In die eerste plek, volg Jesus. Die skare het hom gevolg omdat hulle van hom gehoor het. Die boodskap oor sy leringe het baie wyd gestrek. Mense wou meer hoor. Hulle wou in Jesus se teenwoordigheid wees. En hulle het hulle siekes gebring om genesing te ontvang. Maar ek dink party van hulle was dalk sommer net nuuskierig ook gewees. Dan so belangrik, hulle het gekom om te leer by hom. In sy teenwoordigheid was daar sekerlik hierdie heilige, salige, liefdevolle vrede. Onbeskryflik wonderlik. Ware rus en vrede. Die mense wou deel in hierdie waarhede en die onderrigbeginsels. En dan natuurlik, soos ons gelees het Jesus vir hulle innig jammer gekry. En hierdie besorgdheid van hom het ook reeds by sy disippels begin posvat, want hulle het vir Jesus kom sê, dit word laat. Ons moet hierdie mense wegstuur, dat hulle gaan kos koop in die nabye dorpies. En dan baie belangrik, gehoorsaam Jesus. Die disippels het voorgestel dat die mense weggestuur moet word. Die feit dat hulle nog nie geëet het nie, was sekerlik nie die disippels se probleem nie. Maar Jesus draai die prentjie om en hy stuur hulle juis nie weg nie. En dan die opdrag, sit. Soms moet ons ook maar net 'n bietjie sit. Soms moet daar vir ons maar 'n bietjie gesê word. Sit. Soms moet ons ook maar net 'n bietjie gehoorsaam wees en luister wanneer daar vir ons gesê word. Sit. Jesus het nie vir sy disippels gevra wat is beskikbaar nie. Hy het geweet. Maar hy het vir sy disippels opdrag gegee en gesê, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. En dis toe nou wat hulle sê, maar ons het net 5 brode en 2 visse. Nou ja, daar het jy dit, ek kan my dit voorstel.
Vir elkeen van ons wat al verantwoordelik was vir kos, weet presies hoe desperaat so 'n situasie is. Ons sou skouers opgetrek het en gesê het, maar hier's niks. Die einde van die skrif het vir ons gesê, behalwe vir die vrouens en die kinders, was daar seker 5000 mans bymekaar. Hoe gee jy sommer net so, in 'n oogwink, vir soveel mense kos? En dan vind die wonderwerk plaas. En Jesus bid. En hy sê, bring dit hier vir my, die brode en die visse. En terwyl die mense daar sit, het Jesus na die hemel opgekyk en 'n seëngebed uitgespreek. Nou hier wil ek net gou so 'n klein tikkie realisme vir julle inbring. Ek het die wonderlike voorreg gehad om tyd in Israel te spandeer. En daar langs die see van Galilea, daar waar die saligsprekinge plaasgevind het, is die skuinstes, die helling langs die water, vorm amper met die kurwes en die dale, vorm dit 'n natuurlike auditorium. So mense wat daar gaan sit het nie almal plat gaan sit, so plat soos op 'n rugbyveld nie. Hulle het so teen die hoogtes almal gaan sit. Met ander woorde, daar waar hulle was, kon hulle sien, en daardie topografie auditorium het ook klank baie goed begelei. So hulle kon sien wat het daar gebeur, hulle kon hoor wat het daar gebeur. En net soos ons ook net nou ons broodjie kon sien wat gebreek word, ons broodjie in ons hand neem en kyk en die broodjie breek, kon hierdie mense dit alles ook eerstehands beleef. Die kos is deur Jesus se hande na die disippels toe, na die skare toe. En kan julle dink watter massa kos hulle daardie dag daar hanteer het, om vir soveel mense brood en vis te gee. En dan is hierdie mense gevoed en versterk deur dit wat hulle daar beleef het. Hulle was sekerlik moeg en definitief al honger teen daai tyd van die dag. En nou kan hulle sit en hulle kan geniet in oorvloed. 'n Mens kan verstaan dat hulle baie dankbaar sou wees, maar 'n mens kan ook dink dat hulle dalk so 'n bietjie van 'n verslaandheid sou ervaar. Sjoe, aanskou ons dit alles? Wat is besig om hier te gebeur vandag? Ons het nie gedink ons gaan kos kry nie. En dan daardie tevredenheid om versadig te word. En daar is in hulle basiese behoeftes voorsien in oorvloed. En daar staan, daar het nog 12 mandjies vol oorgebly. Nou, ons weet nie hoe groot die mandjies was van die kos wat oorgebly het nie. Maak nie saak nie. Die feit bly staan, daar was oorvloed. Daar was oor as genoeg vir almal. Kom ons kyk net weer wat het daar gebeur. En dit is ook ons les vir vandag. Volg Jesus, leer by Jesus, wees en bly gehoorsaam, sit, as hy vir jou sê sit, bid, en word dan gevoed en versterk. Nou my liewe boeties en sissies, ek en jy, elkeen van ons, moet ook Jesus volg. Ons moet ook leer by hom. Ons moet ook gehoorsaam wees aan hom. Ons mag sit, ons mag rus. Ons moet bid.
sodat ons gevoed en versterk kan word. Maar dis nie al nie. Daardie klomp mense en daardie disippels het daar weggegaan en hulle het 'n groot getuienis gaan lewer. Hulle het 'n groot storie gehad om te gaan vertel. En daarom is ons opdrag vandag ook, gaan heen en versprei die boodskap van God, van sy liefde, van sy genade, deur ons gewone mense aan gewone mense. Gaan breek brood, gaan seën ander uit die oorvloed waarmee jy geseën is en elke dag geseën word. In hierdie gedeelte leer ons van Jesus se diep deernis vir mense. Swaar kry mense, siek mense, honger mense. Maar dit het nie net by deernis gebly nie, dit het oorgegaan in dade. Hy het die siekes genees, hy het gebid, hy het mense kos gegee. Maar Jesus het ook sy disippels geleer om nie hulle verantwoordelikhede te ontduik nie. Ons moenie vir ons blind staar en oorweldig word deur die geweldige nood wat daar buite in die wêreld is nie. Gaan heen en gaan breek brood in die wêreld daar waar jy is. Gaan deel die boodskap van liefde en genade, van die brood van die lewe. Gaan dra die boodskap uit en breek saam met iemand 'n stukkie brood. Amen.